As hy lekker Paul, dis so heerlik om te gesels oor die gawes van die Heilige Gees en meer spesifiek in hierdie podcast praat ons oor 1 Korintiërs 12, die gawes van die Heilige Gees en daai oomblik waar jy saam met iemand is en die Here in daai oomblik deur jou werk. So dis wonderlik om daar gesels. Ons het begin om die eerste 3 gawes, die openbaringsgawes wat ons noem, hulle word so gekategoriseer of gegroepeer. Dit was die openbaringsgawes, help my. Wysheid, kennis en onderskeiding. Ja, en toe het ons beweeg na die kraggawes, laasweek oor geloof gepraat en vandag praat ons oor genesing en wonderwerke. Ja. So hierdie is 'n interessante onderwerp aan die een kant, maar aan die ander kant wil ons ook vandag gesels met baie sensitiwiteit, want ons besef ook hierdie kan baie persoonlik wees. Persoonlik vir my, persoonlik vir ander mense, waar jy al gebid het. Ek dink dis waar die tension lê vandag, waar jy al gebid het vir 'n wonderwerk en 'n deurbraak en dit nie gebeur het nie. Waar jy al gebid het vir genesing en 'n geliefde verloor het. So, ons almal was al daar, en ek dink 'n ou kan so 'n bietjie daaroor ook gesels. So ja, ek gaan vir ons begin om dit te lees, Paul, en dan kan ons 'n bietjie net kyk, wat is die onderskeid van die 2 gawes? So 1 Korintiërs 12, 7 tot 10, so hy begin uit die aard van die saak, aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee tot voordeel van almal. Dis wat ons heeltyd sê, waarvoor is hierdie gawes? Om mekaar te bou. So aan 'n ander, en dis vandag sinne, 'n ander gawes van genesing deur dieselfde Gees, en aan 'n ander die werking van kragtige dade, dis wonderwerke. Ja. So Paul, kom ons begin net so 'n bietjie om te onderskei dalk. Ek weet hulle is baie naby aan mekaar, genesing en wonderwerke. Ja. Maar hoe kan 'n ou min of meer begin dink oor hoe's die verskil? Ja, is reg. Dankie Roan. Ek dink in die teks net weer terug daai spesifieke woord wat jy gesê het, genadegawes van genesing. So as ek dink aan genesing, dan is dit altyd vir my bemoedigend om te dink dat die Here wil in 'n gebroke wêreld met gebroke mense genesing in mense se liggame bewerkstellig. En ek dink daar's verskillende tipes genesings nodig. As hy praat van genadegawes van genesing, is daar 10-1 verskillende situasies, verskillende maniere, verskillende omstandighede waar mense genesing nodig het. Ek dink daar's mense wat sukkel met immuunsiektes. Ja. Ek dink daar's mense wat sukkel met allerhande ander kwale, kankers en griepe en allerhande tipe siektes. Waarvoor ons die Here vertrou, wat ons glo die Here kan kom aanraak, nê. Nou ek glo dis iets wat die Here kan doen met die hulp van die mediese wetenskap, en ek weet nie hoe voel jy daaroor, en of jy al 'n bietjie gedink het daaroor nie, weet, kan 'n oue pil gebruik, kan jy vir behandeling gaan, kan jy na die dokter toe gaan, of is die dokters nou taboe, want daar's die gawe van genesing. Miskien dalk net bysê dat, en miskien spring ek te vinnig in hierdie gesprek hierin, maar as jy dink aan behandeling of aan medikasie, dis ook nie 100% waarborg dat jy gaan gesond word nie. Ek meen, daar's baie mense al behandel, onder behandeling het hulle gesterf en het dit nie so uitgewerk soos hulle graag sou wou nie. So ek dink daar's 'n sterk kombinasie. Ek dink daar's 'n vennootskap tussen ons wat medikasie gebruik, wat die Here mense die talent en die vermoë gegee het om daai goed te kan ontwikkel, en dan natuurlik ons wat die Here vertrou en bly bid en hom deel hou in hierdie verhouding met ons. So. Want die vraag is baie keer wat ek kry, nê, is dit nou ongeloof? Nee? En ek dink daai worsteling is reël. Is dit nou ongeloof? Ek het nou Sondag het jy vir my gebid, Paul, en ek vertrou die Here vir genesing, en nou Maandag is ek by die dokter en hy sê ek moet hierdie medikasie gebruik. So jy weet, ek dink 'n ou, my siening is, en ek dink elke ou se eie siening, ek dink nie, jy weet, ek weet nie of ons daar reg of verkeerd nie, maar hoe ek dit sien is dat 'n ou kan albei, soos wat jy gesê het, kan saamwerk. Ek verstaan ons dokters en mediese en medisyne wat jy ook uitbuit en geld maak. Ons praat nie daaroor vandag nie, maar ek dink dit kan saamwerk. Ek dink nie dis ongeloof om iets te drink wat voorgeskryf word terselfdertyd jou geloof in die Here, want hy is ultimately ons geneesheer, en ek dink nie die twee hoef in teenstryd met mekaar te staan nie, en ek dink nie 'n ou hoef daai las te dra van, miskien is daar iemand wat nou daai las dra van, is dit nou ongeloof as ek
jy weet, hierdie medikasie of die dokter gaan sien, moet ek nou glad nie. En ek is net baie keer bang, jy weet, 'n ou het dalk sulke raad gekry, is nie nodig meer om dokter toe te gaan of hierdie medikasie te gebruik nie, en baie keer is dit ook onverantwoordelik. So ek dink daar's ook 'n stuk verantwoordelikheid. Maar terug by die... Maar meeste van ons, Roan, het al by 'n bed gestaan waar 'n persoon nou, jy weet, vir die operasie gaan. Of waar die behandeling nou toegepas gaan word. En wat het jy gedoen? As 'n gelowige familie of gesin, het jy om daai persoon gestaan, vir daai persoon gebid, en vir die dokter, en vir die dokter se hande, en vir genesende krag. En ek dink, okay, as ons 'n definisie kan gee aan die gawes van gesondmaking, dan is dit God se kragtige werking binne in 'n persoon wat genesing bring vir daai liggaam. En die wonderlike ding is die Here werk in daai oomblik deur jou. Met jou geloof, met jou gebed, met jou fokus op hierdie gawes van gesondmaking, staan jy daar en dit is niks wat jy gedoen het nie. Dit is hoekom die woord van die Here so kragtig is, en daarom moet ons glo dat hierdie gawes steeds in werking is. Kan jy dink as jy geleef het van Maleagi tot wanneer Matteus begin het, was dit 'n 400 jaar verloop waar jy niks van God gesien het nie, niks van God beleef het nie. En miskien, ek dink daar's baie Christene wat sê hierdie genadegawes het verdwyn. God doen nie meer dit nie. Hy werk nie meer so nie. Maar dan is daar 'n klomp verskillende dele in die Bybel wat ons net nie meer kan glo nie, nê? Daarom ons bly glo, ons bly vertrou. Ek wil 'n paar tekste lees net wat genesing aanbetref. Lukas 4 vers 40, Jesus is besig om mense te genees. Teen sononder het almal hulle siekes, wat aan allerlei kwale gelei het, na hom gebring. Hy het hulle een vir een die hande opgelê en hulle gesond gemaak. Ons sien letterlik hoe die gawes van gesondmaking deur Jesus opereer. Markus 5 vers 25, die vrou wat aan bloedvloeiing ly, sy vertrou die Here, sy is te skaam om haar saak te stel. Sy gaan in die skare raak aan sy soem van sy kleed, daar gaan krag uit hom uit, en ons hoor hoe sê hy vir daai vrou: dogter, jou geloof het jou vandag gesond gemaak. Weereens net 'n bonatuurlike gawe. Jesus wat nie eers, hy besef iets is besig om te gebeur, maar hy het nie sy hande op mense gelê nie, hy het nie daar vir iemand gebid nie. Ons sien daar het werklik genesing plaasgevind, en dan sien ons Lukas 5 vers 17, en die krag van die Here was daar om te genees. Nou, weet jy, ek vertrou die Here so, en ek weet nie hoe jy daaroor nie, Roan, maar kan jy dink binne in 'n diens of binne in 'n klein groep, nê, langs 'n hospitaalbed, as die krag van die Here in 'n vertrek kom om mense te genees. Ja, dit sal dis iets wat ek in elk geval regtig voorbegeer. Dan as ons kyk na 'n definisie van die werking van wonderwerke, dis iets, en ek dink genesing is dalk maar baie dieselfde, dis hoekom hierdie so hand aan hand is dis nie iets wat natuurlik verduidelik kan word nie, dis nie iets wat jy, dit gaan ook nie vir almal dieselfde werk nie, nee, dis iets wat partykeer ook geleidelik kan gebeur, dit kan onmiddellik gebeur, maar dis iets wat jy oorwonder, hoe het dit gebeur? Nou dalk net 'n kort getuienis van my kant af. As gemeente het ons reg aan die beginjare, jy weet, finansiëel gesukkel om ons begroting te maak, en ons het gesukkel om ons belastings oor te betaal, en ons was in die moeilikheid met die owerhede, kom ons sê maar so. En ons het nie geweet hoe ons hierdie situasie gaan hanteer nie. Daar het 'n goeie prokureursvriend ons pad gekruis, nou baie goeie vriende, deel van die gemeente, en hy het vir ons raad gegee en gesê, maar julle moet compliant raak. Maar ek meen, ons kon die vorige 3 jaar nie compliant raak nie, en ons het 1 maand besluit, luister jy tot hier toe nie verder, en ons gaan die geld oorbetaal. Kom ek sê vir jou, hoe ons daai bedrag opgemaak het in daai maand, weet ek nie. Maar van daar af verder vorentoe kon ons met die owerhede gaan praat, ons kon daai situasie uitgesorteer gekry het, en as ek vandag terugkyk, ek kan nie vir jou sê hoe dit gebeur het nie, waar die geld vandaan gekom het, hoe dit is nie asof daar 'n massiewe groot inspuiting gekom het, jy weet, en elkeen het nou R5,000 meer betaal per maand of so iets nie, dit was net bo-natuurlike ingryping van die Here in daai oomblik. En ek weet, ek en jy en gesinne en mense wat vandag inskakel sê, maar
ek het so wonderwerk nodig. Jy weet, ek het 'n wonderwerk in my finansies of in my huwelik of by my werk of waar ook al, het ek 'n bonatuurlike wonderwerk nodig. En is vir my amper, ek dink sommer nou vinnig aan daai storie van die vissies en die broodjies, nê? So wat het daai wonderwerk in motion gesit? Dit was die gehoorsaamheid. Ja. Jy weet van 'n seentjie wat hierdie paar vissies en brood bring. Dit was jou gehoorsaamheid 1 maand om 'n tree te gee en die Here het die wonderwerk in motion gesit. En miskien is dit wat iemand vandag moet hoor is hy het so groot wonderwerk nodig. Hy weet nie waar om te begin nie en ons is passief. Ja, ons doen niks nie. Ons doen niks. Wag want ons is so bang. Partykeer is daai eerste tree op die water die begin van 'n wonderwerk wat die Here wil doen deur ons. Dis great. Nee, jy's reg. Ek dink net weer eens as ons net hierdie ding kan anker in die teks. Johannes 9 vers 1 tot 7 praat van hierdie blindgebore man wat Jesus ontmoet en dan gaan hy mos en hy meng die modder met sy eie spoeg en dan smeer hy dit aan sy oë en dan sê hy vir hom jy met jou oë gaan afwas in die Siloam. En dan eers wanneer hy sy oë gaan was, maar weer eens die man, ek meen die man kon gesê het luister jy dis verspot, nê? Dit moenie gebeur nie. So hy was getrou aan dit. Die 10 melaatses weer gaan wys julle self aan die priesters en soos wat hulle stap, hulle moes actually in geloof gaan. Terwyl hulle omgedraai het, was daar nog niks wat plaasgevind het nie. Hulle het nog steeds die sere en die gebrokenheid in hulle liggaam en soos wat hulle stap. En dis die ander ding dalk van 'n wonderwerk. Daar gebeur elke dag wonderwerke. Jy weet ons sere gaan weg, die pyne met die finansies word uitgesorteer, al hierdie goeters. Maar ons vergeet om terug te draai en dankie te sê, want nou begin ons goeders van selfsprekend aanvaar. Ons sien nie eers meer die wonderwerke raak nie, maar die wonderwerke vind plaas reg rondom ons. Yes, lekker man. Ek dink om so 'n bietjie na die einde toe te staan met 2 gedeeltes wat bietjie tension skep. Ek dink die een is rondom 'n wonderwerk, Johannes die Doper. Hy's in die tronk, sy neefie, ons almal ken sy neefie Jesus, die wonderwerker van alle wonderwerkers. Hy stuur sy disippels na Jesus toe en sê luister, ons wil net seker maak. Jesus is die Messias. So asof hy nou onseker is, maar dis wat die tronk aan jou doen, dis wat omstandighede aan jou doen en Jesus stuur vir hom 'n boodskap wat sê Jesus antwoord hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, hy praat van wonderwerke en genesing. Lammes loop, melaatse mense word genees. Dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die goeie nuus verkondig en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel nie. En hier's Johannes, ek dink die groot rede as ek nou moes 'n motief gehad het, sou ek my disippels gestuur het om te sê, hoorie, u kan 'n wonderwerkie ook vir my doen, ek's immers jou neefie. En daar gebeur nie 'n wonderwerk vir hom nie. Hy sterf, sy kop is op 'n skinkbord, ons weet hoe eindig, ek dink nie ons weet eintlik altyd hoe eindig sy lewe nie, maar Jesus wat hierdie woorde sê oor Johannes, daar is nie 'n ander man wat gebore is uit 'n vrou uit, wat groter is as Johannes die Doper nie. So, alhoewel 'n wonderwerk nooit vir hom gebeur het aan die einde, ek wil amper sê die klimaks van sy lewe nie. Toe hy dit die nodigste gehad het. Toe hy dit die nodigste gehad het, het daar nie 'n wonderwerk vir hom deurgekom nie. Tog sê God oor hierdie ou, hy is die grootste van almal wat ooit geleef het. So dit sê vir jou iets. 'n ander ding is Paulus skryf vir ons 1 Korintiërs 12 al hierdie gawes van genesing en wonderwerke. 2 Korintiërs 12. Nou so eentjie later praat hy oor ek het 3 keer die Here gebid en gevra om hierdie doring uit my vlees. Nee, ons is nie seker, die teoloog sê dit kon dalk iets in sy oë gewees het, 'n ding wat dalk nie gediagnoseer was nie, maar daar's iets wat hy die Here vra vir 'n wonderwerk of genesing. En hy sê 3 keer het die Here vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Nou, hierdie woordjie genade is anders as reddende genade, waar Jesus ons red uit genade. Hierdie genade is 'n genade waar hy ons dra, 'n draande genade. So, Paulus is waarskynlik graf toe met hierdie kwaal. Nooit die wonderwerk of die genesing gesien vir hom gebeur. Dit het gebeur vir almal anders. Ek is seker hy skryf uit ondervinding uit 1 Korintiërs 12 wat hy gesien het hoe die Here, jy weet, wonderwerke en genesing deur hom doen. En tog, en ek wil amper sê aan die einde van sy lewe werk dit ook nie uit soos hy wil nie. So, hoe dink ons Paul, net sommer wrap it up, as dinge nie vir ons uitwerk nie, jy weet, hoe moet ons steeds
aanhou dink oor genesing en wonderwerke? Kan ons aanhou dink daaraan, moet 'n ou ergens maar ophou glo, of hou aan glo? Moeilike vraag, sorry. Ek dink die Here se groot begeerte wanneer dit kom by ons is dat ons in 'n diep afhanklike verhouding teenoor hom sal leef. En ek dink hy vra van ons, soos wat hy vir Thomas gevra het, om nie net te vat en te sien nie, maar sonder om te vat en te sien, te glo. Selfde wat hy gesê het vir Martha en Maria met Lazarus, nee, glo jy dat ek die opstanding in die lewe is, selfs al lê jou boetie dood in die graf. En ek dink is moeilik. Ek dink is moeilik as iemand gesterf het. Ek dink is moeilik as jy op die einde van jou pad is en jy sien daai persoon is terminaal, of jy weet nie hoe situasies omgekeer gaan word nie en jy het hierdie wonderwerk nodig gehad en dit voel vir jou die Here het nie vir jou deurgekom nie. Dink ek God se grootste vraag na ons toe, versoek is dat julle in 'n gemeenskap sal leef met my seun, dat julle my sal lief hê met julle hele hart, siel, krag en verstand en julle naaste soos julle self. En hy nooi ons in al die goeters in 'n verhouding met hom en dit is genoeg. Dit is genoeg. Ek weet vir my voel dit ook net partykeer na leefwoorde dat dit nie genoeg is nie. Die wonderwerk gaan genoeg wees. Jy het nou gepraat van is dit die wonderwerker of die wonderwerk, is dit die geneesheer of die genesing? Waar is jou fokus? En die fokus is altyd op die wonderwerker, op die geneesheer, op die redder, nie die redding wat noodwendig gaan kom en so nie. So ek dink dit sou my antwoord wees. Dis maar waar Paulus was. Dis die straat waarin hy was. En hy kuldesak, en hy doodloopstraat van hierdie gaan nie gebeur nie, maar ek gaan jou hier deurdra en ek gaan jou hier deurtrek. En dit beteken nie dat ons gaan die Here ophou vertrou vir die gawe van genesing, gawes van genesing en die gawe van wonderwerke nie. So, miskien kan ons daarvoor bid vir ons, vir die mense wat inskakel. Kom ons bid daarvoor. Here, ek kom bid vandag, Here, daar's soveel mense wat antwoorde soek. Eerstens, Here, persoonlik deur 'n stryd gaan. En vir hulle wil ons kom bid, Here. Die woorde, die genade is genoeg. Dis nie die antwoord wat ons gesoek het nie, Here. Maar Here, as ek so kyk na mense wat sien hoe u genade hulle dra tot aan die einde van hulle lewe, dan is dit so inspirerend om te sien hoe mense steeds vashou aan u, ten spyte van die wonderwerk of die genesing. Here, dankie dat ons steeds kan aanhou glo. Aanhou kan bid vir genesing en wonderwerke. U is die wonderwerker. U is die geneesheer, Here. Ja, Here, ek wil kom bid, Here, vir elkeen wat 'n geliefde het, wat siek is, of wat 'n wonderwerk nodig het, en die uitkoms nie goed lyk nie. Ons kom in geloof, Here, steeds. Na wie toe sal ons anders draai, Here? U is ons bron. U is die een, Here, wat ons kan vertrou en aanhou vertrou. En ons sal ons vertroue aanhou in u plaas, ten spyte, Here, van of dit uitwerk of nie uitwerk nie, hou ons vas aan u. Dankie, Here, dat ons fokus, ons verhouding met u kan wees. Nie noodwendig die uitslaa of die deurbraak of daai goed nie, maar dat ons fokus, Here, op u sal bly, gerig, ons oë gerig op u. In Jesus naam, amen. Amen.